sit hy ergens van Sail, daai aggressiewe mannetjie van Afriforum. Wat by die dag meer aggressief raak. Sê Ernst, julle het 'n dokumentêr gemaak en die vraag gevra of Trump regtig verkeerd is oor Suid-Afrika. Kom ons begin by die vraag oor hoekom het julle besluit om die dokumentêr wat lyk my redelik wyd loop op die oomblik te maak? Ja, Isak, hy is al amper op 100,000 kyke. Ek baie trots daarop en baie bly daaroor, maar die vraag is sy titel is Trump right about South Africa? Is Trump reg oor Suid-Afrika? Want wat ons gesien het die afgelope 2 maande, daar was baie debatte en paneelgesprekke en onderhoude rondom die hele episode, hierdie diplomatisiese krisis wat ons tans ingedompel is deur die ANC tussen die Suid-Afrikaanse regering en die Trump-administrasie. Maar in hierdie hele warboel van debatte en gestryery en onderhoude en analises van alle kante af, het meeste kommentators en mense nie regtig die vraag geantwoord, is Trump nou reg oor Suid-Afrika nie? Almal het gepraat oor wat beteken hoogverraad, wat beteken misinformasie, wie's besig om leuns te vertel, wie moet publieke openbare vyand nommer 1 wees, moet ons saam met die ANC staan of nie, is die onteieningswet so erg of nie? Almal het sulke daai onderhoude baie meer op die hoogverraad en oor misinformasie en vet aanhalingstekens gestry en oor wie kan die grootste dramatiese uitlatings maak oor hoe sleg en boos Afriforum is. Maar niemand wou regtig raak aan daai vraag, daai ongemaklike vraagie wat heel eenvoudig is Trump reg oor Suid-Afrika? So toe dink ons by Afriforum, kom ons ondersoek daai vraag deeglik en dan maak ons 'n dokumentêr waar ons die feite op die tafel plaas en dan kan die gehoor self besluit. Ons sê nie vir mense hoe hulle moet dink nie, ons skryf nie vir mense voor hierdie is wat jou opinies moet wees sodat jy lekker die gewildste rondom die braaivleisvuur gaan wees of die slimste klink rondom die braaivleisvuur nie. Ons sal eerder net wil seker maak hier is die feite op die tafel. Jy kan na hulle kyk en dan kan jy besluit om daai vraag self te beantwoord, is Trump reg oor Suid-Afrika? So hierdie dokumentêr praat met verskillende kenners, dit kyk na al die feite wat daar is en dan op die ou end gaan dit oor, kom ons beantwoord eintlik die kernvraag oor wat die afgelope 2 maande aan die gang is en dit is juis oor het Trump, is dit feit of fiksie wat hy praat oor as dit kom by Suid-Afrika? Hoorie Ernst, maar nou sien ek die seun se weenkoor, Adrian Wasson en Pieter de Tooy. Is sommer heel eerste om die feite wat julle daar stel te debunk. Wat is jou reaksie daarop? Wel, ek sê altyd met baie van hierdie meningsstukke wat van Netwerk of van News24 spesifiek oor Afriforum kom, moet jy altyd so as jy dit bietjie meer interessant vir jou wil maak om dit te lees of net so bietjie meer vermaaklik, dan moet jy net die sin aan die begin sit, liewe dagboek, en dan lees jy verder en dan maak dit baie meer sin dat hierdie is meningsstukke wat maak asof hulle fact checks is. Ek dink in Afrikaans, daar's nie 'n woord vir dit nie, maar kom ons noem dit 'n feite vasstel. Dink ek sal mooi werk vir dit. So dit is eintlik maar meningsstukke, dis liewe dagboek inskrywings wat maak asof hulle nou hierdie goed in hulle woorde debunk, maar eintlik as jy eerstens hulle steek dit weg agter 'n betaalmuur, so dan moet jy nou regtig vra hoe belangrik is die waarheid nou regtig vir hulle om die waarheid daar buite te kry. Afriforum se dokumentêr is verniet op YouTube, op Afriforum se YouTube kanaal beskikbaar dat die hele wêreld dit kan kyk en self besluit. Maar diegene wat die feite wil regstel in hulle woorde, hulle steek die feite in aanhalingstekens agter 'n betaalmuur weg. So dan kan mense nie regtig, die meeste mense daar buite kan nou nie die feite gaan kry of hulle feite gaan kry nie. So op die ouens van die dag, dis die verskil daarso. So ja, daar's mense wat die dokumentêr aanval, maar dis die gewone ouens, daar's nie regtig, dis die mense wat maar altyd vir Afriforum aanval, die mense wat so bietjie van 'n eie persoonlike vooroordeel baie duidelik het. Ek dink
Pieter de Tooy, as ek reg onthou, het die afgelope 2 maande iets soos 5, 6 of 7 meningsstukke oor AfriForum op die Solidariteit beweging geskryf. Dit is nie gesond nie, maar ja, dis maar net weer nog 'n dieselfde patroon wat uitspeel. Kom ek slaan gou 'n vuil hou. Ek vermoed dis omdat hy suur is dat hy nooit daai aanstelling gekry het waarvoor hy aansoek gedoen het desjare nie. Dis 'n vuil hou. Dit raak hom nou nog diep in die hart. Hoorie, op 'n ernstige vlak, feitelik is julle vol vertroue dat die feite wat julle stel in hierdie video gegrond is? Wel juis, Isak, dit is die ding. Ons het nogal uit ons pad uit gegaan met hierdie dokumentêr om elke liewe feitelike stelling in dit met 'n bron aan die onderkant, so of daar die bron verskyn op die skerm of die persoon wat ons 'n onderhoud mee voer, noem die bron self as hulle die feitelike stelling maak. So dis nie net 'n klomp wille stellings nie. Elke liewe feit wat gegee word, kan jy self gaan opsoek. En dan ook die 2 kenners wat ek mee gepraat het. So die 2 onderwerpe spesifiek wat ek met kenners oor gepraat het, was raswette in Suid-Afrika. So wie is die grootste kenner op raswette in Suid-Afrika? Wel, Martin van Staden van die Vrye Mark Stichting het hoe weet ons vandag dat daar meer as 140 raswette in Suid-Afrika is? Ek dink party mense weet nie eens waar hierdie feit vandaan kom nie. Dis weens die ongelooflike moeite van Martin van Staden wat die Race Law Index, die raswette indeks opgestel het, ure en ure op ure van sy tyd gevat het om al die raswette, al die wette wat ras relevant maak in Suid-Afrika in 'n lys te gaan sit, in 'n indeks te gaan sit, en dit is hoe ons vandag weet dat daar meer as 140 raswette is. So volgens my maak dit vir hom een van die, as dit nie die topkenner in Suid-Afrika oor raswette. Hoeveel, as mens die vraag wil beantwoord, nou hoeveel raswette is daar nou regtig in Suid-Afrika? So ek het met hom gepraat, en die ander persoon met wie ek 'n onderhoud gevoer het, was Theo de Jager, wat ook 'n hele paar redes het hoekom hy die perfekte kenner is om te praat oor die onteieningswet en die bedreigings vir privaat eiendomsreg. Wel, eerstens, hy het 'n ongelooflike lang CV. Ek het die ander dag weer daarna gekyk. Dis iets soos 3 bladsye en dit alles is net ongelooflike goed wat hy al in sy lewe gedoen het. Hy's nou heidaglik die hoof van SAI, die Suid-Afrikaanse landbou die South African Agricultural Initiative. En as dit kom by die ander rede hoekom ek met hom wou gepraat het, is jy sal onthou, Isak, Theo is nie baie mooi behanteer deur die regering die afgelope tyd nie. Hy was in 'n baie mooi foto, en toe die regering in 'n publikasie gedink dit sal goed wees om vir hom heeltemal uit te sny uit die foto uit. Ek het nog nooit so iets in my lewe gesien nie. Jy praat nou net voor hierdie segment, jy praat hier van hoe mal die wêreld is. Ek het groot geword met hierdie mal Suid-Afrikaanse regering, en ek self was geskok, opnuut geskok deur die nuwe absolute absurde vlak van wat hulle na toe sal daal om enigiemand te verwyder uit die gesprek uit wat enigsins vra oor hulle standpunte of enigsins die regering se narratief oor onteiening sonder vergoeding effektief aanvat. So dis hoekom ek ook met Theo wou gepraat het. As hy so gevaarlik is vir die regering se narratief oor onteiening sonder vergoeding dat hy uit fotos uitgehaal word, dan moet die man iets hê om te sê. So ek het met hom ook onderhoud gevoer, en dan natuurlik die hele dokumentêr gaan nie net oor daai 2 onderwerpe nie, dit gaan ook oor plaasmoorde, dit gaan ook oor die Kill the Boer dreensang, en oor die algemeen net wat in Suid-Afrika aangaan. Is Trump reg oor Suid-Afrika wanneer hy sê daar gebeur baie slegte goed in Suid-Afrika? Dit was ook die ander bizarre ding wat die afgelope tyd gebeur het. Die top 1% van die top 1% in Suid-Afrika het 'n klomp op sosiale media uitgevaar en 'n klomp foto's geplaas van hulle paleise, van hulle paleishuise, hulle ongelooflike pragtige luukse agterplase en hoe hulle lekker langs die swembad lê, en dan altyd een of ander opskrif gehad van kyk hoe sleg gaan dit in Suid-Afrika. Trump, kyk hoe sleg gaan dit in Suid-Afrika. Kyk net hierso al hierdie slegte goed wat gebeur. En ek dink net vir myself, dit laat my dink aan Marie Antoinette in die Franse Revolusie wat sê, maar hoekom is al hierdie arme mense so kwaad? Hoekom eet hulle nie net koek nie? Dan gaan hulle ons nou soveel beter voel. Hoekom is hulle enigsins honger? En dit is juis ook dis daai verbintenisbreking
met realiteit wat ons gesien het van baie van die intelligensia, veral Afrikaner intelligensia gedurende hierdie tyd wat dink omdat hulle agterplaas pragtig is, omdat hulle self nie teen gediskrimineer word nie, omdat hulle in leksheid leef, is die res van ons se realiteit presies dieselfde. En dit is juis ook hoekom AfriForum met ons dokumentêr bewys, nee, hier is die realiteit wat die gewone persoon op straat affekteer. Hierdie is die realiteit en hier is al die bronne dat jy kan sien waar kom hierdie stellings vandaan, waar kom hierdie feite vandaan. En jy hoef nie moenie net vir AfriForum glo nie, gaan doen navorsing oor wat AfriForum glo en dan gaan jy sien ons is in die kol elke keer. Dis juist hoekom ons met soveel selfvertroue vir mense elke keer presies sê hier's waar hierdie feit vandaan kom. Hier's die bron vir hierdie feit. Gaan lees self oor hierdie feit hierso. Want ons weet as mense self gaan kyk, gaan hulle sien maar ons is in die kol. Ernst, ek weet jy het nou doelbewus nie in die dokumentêre antwoord gegee op die vraag nie, maar kom ek vra nou maar vir jou, so stramreg oor Suid-Afrika. So ons wou juist vir die gehoor die geleentheid gee om self te besluit, maar ek ook natuurlik het 'n mening. Ek het mos na die feite gaan kyk, so ek kan ook sê wat ek dink nadat ek al daai navorsing gedoen het vir die dokumentêr, nadat ek hierdie gesprekke gevoer het met hierdie kenners. Ek dink Trump is grootliks reg veral oor goed soos bedreigings tot privaat eiendomsreg. Daar's hy 100% in die kol. As dit kom by die oor die hoe privaat eiendomsreg deur die Suid-Afrikaanse regering tans geteiken word en bedreig word. As dit kom by raswette in Suid-Afrika, daar is hy ook 100% reg. Wanneer Elon Musk sê dat rasmalheid is besig om vir Starlink uit Suid-Afrika uit te hou, is hy 100% reg. Daar's mense daar buite wat probeer om vir een of ander rede, ek weet nie hoekom hulle dink mense gaan nog vandag in die internet era daar verval nie, want jy kan vandag net hierdie wette gaan opsoek, hulle bestaan, deur te sê daar's geen raswette in Suid-Afrika nie, AfriForum versprei misinformasie. Wat bedoel jy? Hoe antwoord jy die vraag? Hoekom is Suid-Afrika die enigste land in Suidelike Afrika wat nie tans Starlink het nie, of 'n sperdatum het vir wanneer dit Starlink gaan hê nie? Hulle kan nie daai vraag beantwoord. Hulle gesê dit het bereik nie die regte kriteria nie. Wat se kriteria? Raskriteria. Wel dankie, want daar het ons nou by die wortel van die saak gekom. Baie dankie. So wanneer dit kom by hierdie goed, as dit kom by die kernkwessies wat Trump op aandag gelê het wanneer dit kom by Suid-Afrika die afgelope 2 maande. Bedreigings tot privaat eiendomsreg. Rasmalheid. Dat sekere groepe, veral minderhede in Suid-Afrika geteiken word deur wette en deur retoriek van die regering, is hy 100% reg. En die feite is op die tafel. Enigiemand wat vir jou anders probeer sê eintlik maar vir jou, moenie jou oë glo nie, moenie jou ore glo nie, hulle is besig om vir jou leuns te vertel. Moenie jou ervaring glo nie, jou ervaring is besig om vir jou leuns te vertel. Daai werk wat vir jou afgekeur het, want jy was nie die regte velkleur nie, alles in jou verbeelding. Daai keer toe jy elke keer wat jy vir Julius Malema hoor Kiel de Boer op televisie sing, heeltemal 'n fabrikasie. Jy's besig om te hallusineer soos daai vrou op die lughawe. Dis juist wat hierdie mense heeltyd vir mense probeer sê en hulle beledig die gewone persoon se intelligensie. Hulle dink regtig die gewone persoon daar buite is 'n dom barbaar wat nie die feite kan eers verstaan nie, wat nie die realiteit wat vir hom affekteer of vir haar affekteer eers kan sin maak daarvan nie. Hulle moet verlig word deur die verligtes daar buite, want hulle self kan nie die waarheid verstaan of eers begryp nie. Dis regtig hoe hulle hanteer word deur die intelligensia daar buite en ek dink is afskuwelik. Ek het op hierdie punt het ek 'n stukkie van Lorenza se gesprek gesien wat sy het hulle 'n snit uitgesny wat sy teenoor met Frederik van Wyk juis oor hierdie punt gepraat het. Op Kyknet. Op Kyknet, ja. Ja, Frederik was fantasties op daai onderhoud, ja. Dis 'n belangrike punt om dalk op uit te brei. Ek sou graag met Frederik wil praat hieroor en so 'n bietjie verder uitbrei. Maar terwyl ek nou met jou praat, dit is waarneembaar en dis vir my nogal kommerwekkend die feit dat daar 'n kant is binne hierdie intellektuele gesprek waar dit vir my regtig lyk dit van hierdie mense totaal en al voeling verloor het met die werklikheid en met mense op grondvlak. Ja. Waar hulle net sê
jy stem nie met my saam nie, want jy's net te dom om die feite te verstaan. Julle is maar net te dom. Julle glo daar's raswette in Suid-Afrika, want julle is te dom. Julle glo daar's plaasmoorde is 'n probleem, want julle is te dom. Dis regtig die houding wat daar buite is, dit moet teruggedruk op word, want dis onaanvaarbaar, en hierdie mense wat so praat, kan dan nie verstaan hoekom niemand meer vir hulle luister. Jy kan nie verstaan hoekom niemand meer hulle meningsstukke wil lees nie. Jy kan nie verstaan hoekom mense absoluut Daar's net nie- vir hulle daar's bespot nie 'n om elke sinvolle hoek nie. deelname in die gesprek nie. Dis asof dit 'n bashing is. Ja. En jy kan ek het ja, ek wil nie dit nou sê nie. Ek het iemand geken in my verlede met wie jy nooit 'n debat kon voer nie, want as hy nie hou van wat jy sê nie, sê hy maar hoop twak praat. Ja, hou dom wees. Hou net En en dit dit voel my baie keer hierdie mense maak so met 'n mens. En dis juis, en ek dink is natuurlik dat ons nou by hierdie punt gekom het met die gesprek deur oor hierdie onderwerp te praat van hoe party mense in die elite of in die kommentaarklas vir die gewone ou op straat aanval, is die feit dat met hierdie dokumentêr wou ons juis soos jy nou vroeër opgemerk het, ons gee die feite vir die gehoor en dan vertrou ons dat hulle self by 'n gevolgtrekking gaan kom. Ons eindig nie die dokumentêr met, wel daar het julle dit nou, soos julle kan sien, is Trump 100% reg, en as jy enigsins nie daarmee saamstem nie, het jy maar net nie aandag gegee nie. Nee, ons sê vir die gehoor aan die einde, reg, daar het jy nou alles gehoor, daar's die feite. Besluit jy self. As jy dink hy's reg of verkeerd, ons los dit vir jou diskresie. En dit is op die dis hoe jy praat met mense oor hierdie tipe kwessies. Jy kan nie net vir hulle sê hoe om te dink nie. Dis nie daar vir al Afrikaners hou nie van om gesê te word hoe hulle moet dink nie. Dit is die maklikste manier om jou gehoor heeltemal te verloor. Jy sal nou weet as iemand wat juis elke dag met jou gehoor praat, is jy kan nie net vir hulle sê my way or the highway nie. Julle moet realiteit so sien, andersins is julle maar net nie besig om aandag te gee nie, want dan is jy besig om mense se intelligensie te beledig. Mense daar by die gewone ou op straat kan realiteit ontnonsens, ontsyfer. Hy kan sien wat met hom gebeur. Hy kan sy ore en sy oë gebruik om die realiteite in Suid-Afrika te sien. Hy kan sien dat daar's besig om slegte goed in Suid-Afrika te gebeur, soos Trump sê. En die slegste manier om dan vir daai persoon na jou kant te probeer kry, is om dan vir hom foto's van jou pragtige agterplaas of van jou ongelooflike lewe te wys en video's van jou pragtige swembad waar jy sit daar langs jou pragtige swembad vir hom te wys en te sê jy verstaan nie, dit alles is perfek, alles is piekfyn, ek weet nie waaroor jy kla nie. Frederik het nogal 'n belangrike punt ook in hierdie opsig gemaak toe hy gesê het wanneer jy nou spesifiek oor Afrikaners praat, dan moet jy weet dat daar 'n groot deel van hulle is wat 'n konservatiewe lewensbeskouing het, wat op die grondvlak bestaan voer, en 'n gewone alledaagse bestaan, en hy het die punt gemaak dat dit ook belangrik is om hierdie mense se stem te hoor. Wat dikwels afgemaak word in groter media. Ja, Isak, dit is daai wanpersepsie dat jy kan net aan interessante of groot gesprekke deelneem as jy 'n universiteitsgraad het, of as jy 'n spesifieke rigting gestudeer het, of as jy moet 'n dokter wees, of jy moet verbind wees aan 'n sekere universiteit, of jy moet ten minste al 'n hele paar meningsstukke vir groot publikasies geskryf het voor jy enigsins deel van hierdie groot mens gesprek kan wees. En dit laat my terugdink aan wat MP van Wyk Lou gesê het, een van die grootste filosowe in die Afrikanerse geskiedenis. En hy het gesê dat intellek is nie net iets wat diegene met 'n universiteitsgraad het nie. Dit is iets wat mense het wat kan aandag gee aan die realiteit rondom hulle. Mense wat kan noukeurig dophou en besef wat rondom hulle gebeur. Intellek is nie iets wat jy geleer word op universiteit of iets wat kom saam met 'n graad nie. Intellek is om te kan sien realiteit vir wat dit is en nie te val vir 'n klomp leuns of verdraaisels van realiteit nie, maar om eerder krities te dink en krities na realiteit te kyk en wat rondom jou gebeur, na jou land, na die wêreld, krities te kyk, krities te dink, kritiese vrae te vra, selfs kritiese vrae te vra van diegene of van gesagte wat
dalk in die verlede goeie werk gedoen het of vertrou kan word, maar wat die afgelope tyd dalk klomp leuns versprei. Ek bedoel jy kan ook nie net onkrities as daar byvoorbeeld 'n media publikasie is wat jy nog altyd vertrou het, maar die afgelope tyd versprei hulle net 'n klomp leuns, dan moet jy begin krities vra, maar is hulle regtig besig om vir my die waarheid te vertel as hulle oor hierdie ding leuns vertel, waaroor anders vertel hulle leuns vir my. Mens moenie blindelings net instellings of publikasies net volg omdat hulle 'n goeie rekord het van die waarheid vertel of goeie werk doen. Die mens moet altyd krities wees, altyd krities dink, altyd vir jouself dink. My pa sê altyd, dink vir jouself en dink vooruit. Want as jy nie vir jouself dink nie, dan gaan ander mense vir jou dink. So dit is op die ou end van die dag wat dit beteken om op 'n nugter manier na die wêreld rondom jou te kyk, na die land rondom jou te kyk. Om nie net aan die neus gelei te word deur wat ander mense sê die waarheid is nie, as jy duidelik kan sien dis nie die waarheid nie. En dit is juist met hierdie dokumentêr weer al wat ons wil seker maak is dat diegene wat geïnteresseerd is om nugter na die realiteit te kyk, om krities na Suid-Afrika te kyk en met kritiese denke die Suid-Afrikaanse politiek te ontnonsens vir hulle self. AfriForum wou net verseker dat daai mense het in hulle gereedskapskassie soveel as moontlik feite om vir hulle te help op daai reis om vir Suid-Afrika te ontnonsens en die wêreld rondom hulle te ontnonsens, veral wanneer daar vir hulle gesê word, maar Trump is verkeerd oor Suid-Afrika en as jy enigstens dink hy's reg, jy's maar net onnosel, dis hoekom jy dit dink. So ons wil in daai konteks juis vir mense seker gemaak het, hulle het in hulle arsenaal, in hulle wapenrus, dat hulle die wapenrusting en intellektuele wapens het om in hierdie debatte te kan intree en gemaklik te kan sê, nee, hierdie is nie reg nie en hier's hoekom. Hierdie is waar want hier's hoekom. Hierdie is die feite en ek weet dis die feite want hier en hier en hier is die bronne vir daai feite. En ek dink ons het dit reg gekry. Ek hoop ons het dit reg gekry. Laaste vraag, Ernst, het Afrikaners, maar ek wil ook daarmee saam vra want vir my is dit nou nogal belangrik hier op my kanaal ook, want ek het baie luisteraars wat ook vanuit daai groepe uitkom. Maar het Afrikaners en het breinmense, het minderheidsgroepe die reg om vir hulle self op te staan? Maak dit hulle dislojale Suid-Afrikaners wanneer hulle beklei vir 'n sekere staanplek? Nee, elke groep in Suid-Afrika of hulle 'n minderheid, 'n meerderheid, 'n taalminderheid, 'n kultuurminderheid, 'n rasminderheid, etniese minderheid, wat ook al groep in Suid-Afrika is eintlik, dis 'n baie interessante gesprek vir 'n ander dag, maar Suid-Afrika het eintlik nie 'n meerderheid nie. Suid-Afrika is 'n versameling van 'n klomp kulturele minderhede. Daar's nie 'n kultuurgroep in Suid-Afrika wat 'n meerderheid is nie. Daar's 'n rasmeerderheid en 'n rasminderhede, maar die rasmeerderheid is nie een groot blok nie en die rasminderheid is ook nie. Die rasminderhede is ook nie een groot blok nie. So Suid-Afrika is eintlik 'n versameling van minderhede. Maar elke een van daai groepe in Suid-Afrika, of hulle 'n kultuurgroep, 'n taalgroep, 'n geloofsgroep, wat ook al groepering, en ek bedoel ons almal het verskillende groeperings wat ons aan verbonde is. Elkeen van daai groepe het 'n reg om eerstens vryheid van assosiasie en tweedens vryheid van uitdrukking. Want sonder vryheid van uitdrukking maak baie min van jou ander regte eintlik saak, want dan kan jy nie eens regtig opstaan vir die ander grondwetlike regte wat jy het nie. So as almal het daai regte van vryheid van assosiasie en vryheid van uitdrukking, beteken dat ja, jy het absolute reg om as jy dink jy word verkeerd behandel om op te staan en te sê hierdie is nie reg nie. As jy voel dat jy word teen jou gediskrimineer deur die regering, het jy absolute reg om nie net op te staan en sê dis verkeerd nie, jy mag vir die wêreld vertel daarvan. Daar's niks onwettig daarin nie. Jy mag, as jy voel jy word onregverdig in jou eie land gehanteer, dan mag jy sê nee. Jy mag sê hierdie is onaanvaarbaar. Ons is in hierdie vreemde tydsgees waar daarvan uit party oorde vir ons gesê word, julle is 'n minderheid, dit beteken jy word gesien nie gehoor nie. Julle moet gaan sit in die hoekie, stil sit, julle moet eintlik maar net bly wees, ons laat julle toe om te bestaan in Suid-Afrika. Dit is die tipe retoriek, die politieke retoriek wat daar van buite afkom, van baie van hierdie radikales binne in die ANC, binne in baie van die ander radikale partye ook. Maar nee, wanneer jy sulke retoriek teekom, staan, maak jou rug styf, maak jou bors groot, staan regop en sê nee. Ek het 'n volle reg om te kan sê ek en mense soos ek
word nie reg hanteer in my land nie en ek gaan nie stil bly daaroor nie. Ek gaan sê en ek gaan hardop sê wanneer hierdie tipe goed hierdie goed wat my pla gebeur. En dis wat Frederik ook gesê het in daai onderhoud op kyk net. Waar hy gesê het Afrikaners in Suid-Afrika het legitieme bekommernisse en regte kwessies wat hulle raak. Enigiemand wat daai feit probeer aanvat is besig om hulle eie vooroordeele te ontbloot. Net soos elke ander groep in Suid-Afrika het Afrikaners, daar is kwessies wat vir Afrikaners en die wit minderheid in Suid-Afrika spesifiek raak, disproporsioneel raak. En daar's ander groepe in Suid-Afrika wat deur ander kwessies disproporsioneel of spesifiek geraak word. Maar net omdat Afrikaners die teiken is en die minderhede van Suid-Afrika ook in die algemeen die teiken is van sekere kwessies of beleide of retoriek, beteken nie nou dat daai kwessies is nou ewe skielik illegitiem nie. Dat daai minderheidsgroepe of daai gemeenskappe moet nou net in die hoekie gaan sit en stil bly want hulle is 'n minderheid nie. Soos ek vroeër gesê het, daar is geen meerderheid. Suid-Afrika is 'n versameling van minderhede. Dan is daar geen groep in Suid-Afrika wat enigiets mag sê oor 'n kwessie wat hulle raak nie. So dit is 'n absolute drog argument dat net omdat jy 'n minderheid is, mag jy nie as daar spesifieke kwessies is wat jou raak hardop daaroor praat in die publiek en sê dat hierdie is verkeerd en dit pla my nie. Jy het vryheid van assosiasie, jy het vryheid van uitdrukking en jy mag dit doen. So op die ou end van die dag, soos ek sê, as die Afrikaners dit nie mag doen nie, dan mag geen ander groep in Suid-Afrika dit doen nie, want ons almal is 'n kulturele minderheid in Suid-Afrika op die ou end van die dag, of jy 'n Zulu, 'n Afrikaner, 'n Tsonga, 'n Venda of 'n Bruin mens is. Ernst van Sail, baie dankie, jou aggressie stuit my teen die bors, maar dankie, dit was lekker geweest. Baie lekker om na jou te luister. Ernst van Sail van AfriForum, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Dankie Isak, en ja, ek sal net weer vir mense aanmoedig, gaan kyk die dokumentêr op AfriForum se YouTube kanaal. Die dokumentêr se titel is Trump Right About South Africa? En soos ek nog heeltyd sê, gaan kyk na die feite op die tafel en dan besluit jy self. Dink vir jouself en dink vooruit. Groetnis.